Baie dankie. Gemeente, ek groet u een en elkeen in die kosbare en die dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat u hier is. Op dae soos vandag, wanneer die reën so lekker buitekant val, dan is die versoeking soveel groter om in die warm bed te kan bly en snoesig by die huis te bly. Maar ons is die Here regtig dankbaar dat u gehoorsaam aan die stem van die Here was vanoggend en dat u gekom het na sy huis. Ons is opgewonde om te sien wat die Here met een en elkeen van ons dan wil deel in hierdie koue oggend. Baie welkom. Ek wil begin deur net vir ons te sê baie geluk, 'n spesiale woord van geluk aan al ons vaders wat hierso is vandag op hierdie Vadersdag. Ons gee graag vir julle die woorde van Psalm 103 vers 13. Soos 'n vader sy kinders ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Wat 'n voorreg is dit nie om 'n pa te kan wees nie, want as ons 'n pa vir ons kinders is, dan maak ons na wat God vir sy kinders is. Dan maak ons 'n voorbeeld van die liefde van die Here en dit is sekerlik een van die grootste voorregte wat daar bestaan. Baie geluk aan elke pa wat hier is. Kom ons sluit die oë en dan bid ons vir 'n oomblik saam. Ja, Here Jesus, U is die liefhebber van ons siel. U het ons lief met 'n innige liefde. 'n liefde so mooi, so rein en so heilig dat ons dit nie kan verstaan nie. Laat ons toe, Here, skenk ons die genade om U liefde vanoggend te beantwoord met 'n sagte hart en 'n gewillige oor om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons loof U naam. Amen. Ek wil die van u wat die woord van die Here saamgebring het, nooi om dit saam met my oop te maak en ons gaan lees in 2 Kronieke 7 en ons gaan net vers 1 tot 14 vanoggend saam lees. Terwyl jy daarin blaai, ons het laas week reeds daaroor begin gesels, Dominee Reinhou die eerste helfte van hierdie boodskap behartig met u elkeen. En ons het gesien, 2 Kronieke 7 vers 1 tot 14 vind plaas net na die inwyding van die tempel. Koning Salomo het die tempel van die Here, die heel eerste tempel opgerig, 'n magnifieke gebou wat op die berg Moria gestaan het. En die hele volk Israel het daar by mekaar gekom om hierdie tempel dan nou in te wy. Dis amper soos wat ons die groot rooi lint met die stryk opbind en iemand wat gereed staan met die skêr om dit te sny. Maar in plaas van 'n skêr en 'n lint, open Salomo toe hierdie gebou, hy gewy hierdie gebou aan die Here in 'n gebed. En daardie gebed vind ons in 2 Kronieke 6. En in 2 Kronieke 7 praat hy dan nou oor wat gebeur het nadat Salomo hierdie gebed gebid het. Kom ons lees saam. En net toe Salomo sy gebed voleindig het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer. En die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Baie belangrike woorde daardie. En die heerlikheid van die Here het die huis vervul. En die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die aangesig na die aarde toe, op die plaveisel, en aanbid, en die Here geprys dat hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is.
En die koning en die hele volk was besig om slagoffers voor die aangesig van die Here te slag. Koning Salomo het naamlik die slagoffer van 22.000 beeste en 120.000 stuks kleinvee geslag. En die koning en die hele volk het die huis van die Here ingewy, terwyl die priesters op hul poste gestaan het, ook die leviete met die musiekinstrumente van die Here, wat koning Dawid gemaak het, om die Here te loof, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, met die loflied van Dawid wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op trompette geblaas, en die hele Israel het gestaan. En Salomo het die middel van die voorhoof geheilig wat voor die huis van die Here was, want daar het hy die brandoffers en die vetstukke van die dankoffers berei, omdat die koperaltaar wat Salomo gemaak het, die brandoffer en die spysoffer en die vetstukke nie kon bevat nie. So het Salomo dan in die tyd fees gehou, 7 dae lank, en die hele Israel saam met hom, 'n baie groot vergadering, van die ingang na Hamat tot by die spruit van Egipte. Dis die hele Israel as streek. En op die 8ste dag het hulle 'n feestyd gehou, want die inwyding van die altaar het hulle 7 dae lank gevier, en die fees 7 dae lank. En op die 23ste dag van die 7de maand het hy die volk na hul tente laat gaan, verheug en vrolik van hart oor die goeie dinge wat die Here aan Dawid en aan Salomo en aan sy volk Israel gedoen het. En toe koning Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo so hard gekom het om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom: Ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die springkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ons gaan net tot daar lees uit die kosbare woord van die Here. Vanmôre wil ek begin deur vir u 'n eenvoudige vraag te vra. Hoe ervaar 'n mens die teenwoordigheid van die Here? Ek het al baie in my lewe gehoor van mense wat getuig, wat vertel dat hulle daar in die teenwoordigheid van die Here was, dat hulle die teenwoordigheid van die Here kon voel daar waar hulle was. In die skrif lees ek van mense wat in die teenwoordigheid van die Here was. Ek lees van Adam en Eva wat saam met die Here in die tuin gewandel het. Ek lees van Jakob wat so in die teenwoordigheid van die Here kom in Genesis 28, dat hy die klein dorpie Lus 'n nuwe naam gee en hom die naam Bethel gee. Bethel beteken die huis van God, want sê hy, waarlik die Here was daar. Moses staan in die teenwoordigheid van die Here by die brandende bos, en die stem wat uit die vlamme kom sê, trek uit die skoene aan jou voete, want jy staan op heilige grond. Gideon, Manoach en sy vrou, Samuel, Jesaja, Esegiel en Daniel, almal getuig van hierdie lewensveranderende teenwoordigheid van die Here. Ek vra weer, hoe ervaar ek vandag die teenwoordigheid van die Here? As 'n mens die Israeliete gevra het in die dae van Moses, sou hulle dit baie maklik vir ons kon antwoord. Dit sou nie vir hulle 'n kwelvraag gewees het nie.
In Eksodus 25 gee die Here self aan Moses die opdrag om vir hom 'n tabernakel te bou en hy gee vir ons die rede waarom hy hierdie tabernakel moet bou. Dit is sodat die Here in die midde van die volk kan woon. Die Here wou uit die hemel uit neerdal en tussen sy mense woon, sodat hulle daar by die tabernakel sy teenwoordigheid kon ervaar. Is dit nie wonderlik nie? Hoor wat staan in Eksodus 29 vers 44 tot 46. Daar staan: So sal ek dan die tent van samekoms en die altaar heilig. Ek sal Aaron en sy seuns ook heilig om vir my die priesterampt te bedien. Hoor hoekom hy sê: Ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle 'n God wees, en hulle sal weet dat ek die Here hulle God is, wat hulle uit Egipte land uitgelei het. Hoekom? Om in hulle midde te woon. Ek is die Here hulle God. En die Here maak hierdie teenwoordigheid, hierdie daar wees, hierdie Immanuel God met ons op 'n visuele manier vir die Israeliete bekend. Hy wys vir hulle, hy's daar. In Eksodus 40 vers 43 tot 45 sien ons 'n verskriklike misterieuse ding gebeur. Daar daal 'n wolk neer op die tabernakel en dan skryf die Bybelskrywers dat die teenwoordigheid, die heerlikheid van die Here in hierdie tabernakel was. Met ander woorde, hierdie wolk word 'n visuele teken van God se teenwoordigheid. Is dit nie wonderlik nie? Hoor wat staan in Eksodus 40 vers 34 tot 50. Toe het die volk die tent van samekoms oordek. En die heerlikheid van die Here, die Bybel gebruik daai uitdrukking om die teenwoordigheid van die Here soos ons dit verstaan uit te druk. Hy sê, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel gevul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie. Die teenwoordigheid van die Here was so 'n realiteit, so sterk geweest, dat Moses nie eers kon ingaan in hierdie plek wat die Here gevul het met sy wolk en met sy teenwoordigheid nie. Hoekom sê hy verder? Omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. Is dit nie ongelooflik nie? Hierdie wolk word deur 'n groot deel van die Ou Testament sinoniem aan die teenwoordigheid van die Here. As Salomo later by 2 Kronieke 6 hierdie tempel van die Here inwy, dan bid hy dat die Here hier by hierdie tempel teenwoordig sal wees. En iets ongeloofliks gebeur die oomblik wat hy sy amen sê. En die eerste ding wat gebeur is vuur daal uit die hemel uit neer en het steek die offers wat hulle voorberei het aan die brand. Die eerste ongelooflike wonderwerk. En ek kan net dink hoe dit moes gewees het om daar te wees en dit te kon gesien het. Vuur wat uit die hemel uit neerval en hierdie offers aan die brand steek. Maar dis nie die grootste wonderwerk vir die dag nie. Die grootste wonderwerk gebeur daarna. En ek lees vir u uit 1 Konings 8 vers 10 tot 11 wat gebeur het. Dis 'n ander gedeelte wat dieselfde storie vertel en dit sê: En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die Here vervul en die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie. Hoekom nie? Want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. Daardie selfde wolk wat op die tabernakel gerus het en vir ons die teenwoordigheid van die Here aangedui het, 'n visuele teken dat God daar was, skuif en trek in by hierdie tempel wat Salomo ingewy het, sodat elke mens in daardie volk kon sien, die Here is daar. Ongelooflik om dit te kan sien. Die volk in daardie dae sou baie maklik vir ons kon sê, hoe ervaar mens die teenwoordigheid van die Here? Want as jy in die teenwoordigheid van die Here wou staan, het jy maar nodig gehad om op te staan
en jou goed te vat en na hierdie tempel toe te gaan en daar te gaan bid, want die Here was daar. Maar ongelukkig het hierdie voorreg nie lank gehou nie. In Esegiel 10 en 11 kry Esegiel 'n visioen waarin hy sien hoe die teenwoordigheid van die Here met hierdie selfde wolk wat hy beskryf, uit die tempel uit weggaan as gevolg van gruwels wat daar in die tempel plaasvind. Die Here neem hom, dit begin eintlik al reeds in Esegiel 8 op hierdie verskriklike visioen, waar hy by die tempel ingaan en 'n gedeelte van die muur stukkend breek en dan deur die gat in die muur beweeg, en dan sien hy die altare van afgode wat binne in die tempel opgerig is vir ander gode. En dan sê die Here vir Esegiel dat sy teenwoordigheid nie langer in hierdie tempel kan rus nie. En die wolk van die Here, hierdie teenwoordigheid van die Here, hierdie heerlikheid van die Here, gaan dan uit die tempel uit voor Esegiel se oë, oor die Olyfberg en verdwyn oor die Olyfberg. In Esegiel 11 vers 23 beskryf hy dit, hy sê, en die heerlikheid van die Here het opgestyg uit die stad uit weg, en het gaan staan op die berg wat oos van die stad lê. En iets wat ongelooflik hartseer en tragies is dat vir die volgende ongeveer 590 jaar lees 'n mens nooit ooit weer dat die teenwoordigheid van die Here, die heerlikheid van die Here ooit weer terugkeer na die tempel nie. Wanneer hulle die tweede tempel bou, en wanneer die Jode selfs daardie tweede tempel verbeter, en daarby bid, en daar offers bring, is daar geen vuur uit die hemel nie. Daar is geen wolk wat die tempel vul nie. Daar is nie eers 'n ark wat in die heiligdom staan nie. Vir 590 jaar is ons terug by die begin. Soos 'n Monopoly game wil ek amper sê, terug na die begin toe sonder om R200 te kry. En ons vra weer die vraag, hoe ervaar ek die teenwoordigheid van die Here? En 590 jaar nadat Esegiel sy visioen gesien het, waar hierdie teenwoordigheid van die Here uit die tempel uit onttrek, lees ons weer van hierdie heerlikheid van die Here, wat onder die mense kom tabernakel. Nou wil ek bietjie net mooi verduidelik, die woordjie tabernakel beteken om 'n tenthuis te maak. So dit kan gebruik word as 'n selfstandige naamwoord, die tabernakel, verwysende na die tent, maar dit kan ook gebruik word as 'n werkwoord, om te tabernakel. En dan beteken dit om 'n tentwoning op te slaan. Net soos wat ons kan praat van, jy's by die kamp, maar jy gaan ook om te kamp. En 590 jaar later skryf Johannes die volgende woorde neer in Johannes 1 vers 14. Hy sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En die woordjie wat hy daar gebruik is, onder ons kom tabernakel. En hoor wat sê hy van hierdie tabernakel, hy sê, en ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid van die Here, die heerlikheid, 'n heerlikheid soos van die enige gebore seun, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. U sien, 590 jaar nadat Esegiel daardie wolk sien onttrek uit die tempel uit, word die Here Jesus Christus gebore en die volheid van God se teenwoordigheid woon in 'n nuwe tempel in die liggaam en wese van die Here Jesus Christus. Soveel so dat die Here Jesus self sê in Johannes 14 vers 9, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En later na homself verwys as die tempel
in Johannes 2 vers 19 met die woorde, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit opbou, verwysende na sy kruisiging en sy opstanding. En vir 33,5 jaar lank, as jy vir iemand gevra het, hoe ervaar ek die teenwoordigheid van die Here, was die antwoord baie eenvoudig. Jy gaan soek hom. Jy gaan na die Here Jesus toe, want daar waar die Here Jesus is die Here teenwoordig. Maar ongelukkig het ook hierdie tempel nie lank gehou nie. Die Here Jesus word gekruisig, begrawe en staan na 3 dae op uit die dood. Volgens Handelinge 1 vers 3 leef die Here vir 40 dae daarna op die aarde, en in Handelinge 1 vers 9, eintlik al in vers 8, maar 1 vers 9, vaar die Here Jesus op, terug na die hemelse woning, terug na die Vader. En daar staan in Handelinge 1 vers 9, en nadat hy dit ook gesê het, is hy opgeneem, en terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor die oë van die Here weggeneem. En ons is terug by die begin en ons vra, hoe ervaar ek die teenwoordigheid van die Here nou? Ongeveer 10 dae na die Here Jesus se hemelvaart vind daar egter iets besonders plaas. Die Here vervul die belofte wat hy aan die profeet Joël gemaak het, en die Heilige Gees word uitgegiet oor die kinders van die Here, en daar word daagliks by die gemeente van 3000 mense gevoeg, en die Here begin om siele uit genade uit te red, en die wat hy red, vervul hy met sy Heilige Gees, en dan skryf Paulus aan hierdie kerk wat gebore word in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? En aan die kerk in sy geheel skryf hy die volgende in Efesiërs 2 vers 21 tot 22, in wie die hele gebou, verwysende na die kerk, die mense, nie die fisiese gebou nie, goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel van die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Waar is die teenwoordigheid van die Here vandag, my liewe broeder en suster? Dit is in die inwoning van die Heilige Gees in kinders van die Here. So as ons vandag vir mekaar die vraag moet vra, hoe ervaar ek die teenwoordigheid van die Here, dan behoort ons antwoord baie maklik te gewees het. Dit is in die kind wees voor die Here dat ek sy teenwoordigheid ervaar. Die feit dat ek sy kind is, meen dat ek konstant in die teenwoordigheid van die Here is, omdat die volheid van die Here, die volheid van die Heilige Gees binne in my woon. En dan, nie sekondêr nie, maar bykomend in die samekoms, in die bymekaar wees van kinders van die Here, word ons saam opgebou, word ons soos bakstene aan mekaar gevoeg tot 'n lewende, werklike tempel van die Heilige Gees, van die Here. Die teenwoordigheid van die Here moet hier wees. Hier waar kinders van die Here by mekaar kom, omdat wanneer ons by die deure van 'n kerkgebou instap, wanneer ons enige plek by mekaar kom, dan bring ons met ons saam, as ons waarlik weergebore is, die Heilige Gees van God wat in ons woon. Die probleem is, alhoewel ons op 'n intellektuele manier weet, die Here is vanoggend hier, voel ons dit nie altyd nie. Is dit nie so dat baie van ons miskien voel soos blindes wat voor 'n meesterskildery staan nie? Of soos dowes wat in 'n teater staan waar
die mooiste simfonie gespeel word. Ons weet dit is daar, maar ons ervaar nie die teenwoordigheid van die Heilige Gees en van die Here nie. En hierdie spanning is nie iets wat uniek is aan ons nie, dis iets wat Christene dwars deur die Bybel ervaar. Hulle weet die Here is daar, maar hulle ervaring van die teenwoordigheid van die Here is nie daar nie. Dieselfde Dawid wat Psalm 139 geskryf het om te sê, daar is nêrens waar ek kan gaan waar die Here nie alreeds is nie, is die Dawid wat in Psalm 22 vers 3 sê, my God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Die Bybel kom leer vir ons tempel van die Here, dat hoewel ons sy tempel is, hoewel die Heilige Gees binne in ons woon, hoewel ons die lewende manifestasie van sy teenwoordigheid op aarde is, hoewel ons die wolk geword het, wat die wêreld moet sien om te weet die Here is daar, kan ons hierdie teenwoordigheid van die Here uit ons lewens uitblus. Efesiërs 4 vers 30 sê dat sonde die Heilige Gees bedroef. 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê dat volgehoue sonde die Heilige Gees uitblus. Jesaja 59 vers 2 sê dat sonde soos 'n skeidsmuur tussen ons en God word. En Psalm 66 vers 18 herinner ons dat die Here ons nie verhoor as ons ongeregtighede in ons hart bedink nie. So wat sê dit alles eenvoudig? Die Here is hier vanoggend. Die Here het saam met elke weergebore kind by hierdie gebou ingestap vanoggend. Hy het saam met elke motor hierheen gery. Hy gaan saam met elkeen van ons huis toe. Maar as die ervaring van sy teenwoordigheid in jou lewe ontbreek, is dit omdat sonde die vuur geblus het, die wolk verdryf het. So miskien moet ons die vraag verander. En nie meer vra, hoe ervaar ek die teenwoordigheid van die Here nie, maar eerder vra, hoe maak ek my hart weer 'n tempel wat waardig is om gevul te word met die wolk van die heerlikheid van die Here. Jy sien toe die Here met Salomo gepraat het in 2 Kronieke 7, het hy na Salomo toe gegaan, en ek weet nie of hy dit opgelet het in die gedeelte wat ons gelees het nie, maar hy sê basies vir hom 3 dinge. Hy sê, Salomo, ek sal hierdie tempel aanvaar as my huis. Ek sal my teenwoordigheid daar laat bly. Maar Salomo, daar gaan 'n tyd kom wanneer hierdie volk sy rug op my sal draai en die teenwoordigheid sal onttrek en vervang word met pes en siektes en ongeluk. En sê Salomo, maar daar is 'n manier om die teenwoordigheid van die Here terug te roep na hierdie huis. En daardie manier om die teenwoordigheid van die Here te ervaar, staan in vers 14 uit die mond van God self. En ek weet ek het min tyd, maar ek wil dit vinnig vir u verduidelik. Die eerste ding, die enigste ding wat die Here vir hom sê om te doen, is om te verootmoedig. 2 Kronieke 7 vers 14 sê, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. U sien, die teenwoordigheid van die Here woon nie in 'n tempel waar ander gode geëer word nie. Ons het dit geleer in Esegiel 8,
In Esegiel 8 vers 6 wys die Here vir hom hierdie afgode, hierdie gruwels, en hoor die hart van die Here in vers 6 as hy vir hom sê, en hy sê vir my, mensekind, sien jy wat hulle doen? Die groot gruwels wat hierdie huis van Israel hier aanrig, dat ek ver van my heiligdom af moet weggaan, maar jy sal nog ander groot gruwels sien. Die Here sê vir hom, ek kan nie woon in hierdie huis waar afgode ook geëer word nie. En toe ek dit lees, toe dink ek, Here, is ons harte nie ook maar 'n tempel waar ons partykeer vir ander gode eer nie? En die grootste van hierdie afgode waarvoor ons tempels en altare oprig in ons eie hart is die God van die self. En vir hierdie God offer ons wil, ons geld, ons tyd, ons drome, ons planne, ons gemak, ons idees, ons broederskap en ons trots. Ons maak wat ons wil, soos ons wil, wanneer ons wil, waarmee ons gemaklik is, sodat ons godsdiens 'n selfverering geword het, wat ons opbou, en ons gelukkig hou, en ons seën. Ons bou 'n altaar vir die-self in God se tempel. En die Here sê, as jy die teenwoordigheid van God weer wil ervaar, liewe broeder en suster, gaan jy daardie altaar deur verootmoediging klip vir klip moet afbreek en uitdra uit jou hart uit. Jy gaan die knie voor God moet buig. Soos koning Rehabiam en die owerstes van Israel in 1 Kronieke 12 vers 6 beteken verootmoediging dat ek die besluit sal maak dat God altyd reg en regverdig is. Dat dit wat die Here sê die regte ding is, nie dit wat ek sê nie. Dat dit wat die Here besluit goed en waar is, goed en waar is, en nie dit wat ek voel goed en waar behoort te wees nie. 2 Kronieke 12 vers 6 sê, hierop het die owerstes van Israel en die koning hulle verootmoedig en gesê, die Here is regverdig. Verootmoediging beteken dat ek soos Hiskia my trots sal kruisig. Dit beteken dat ek eie waan, my idee van hoe belangrik ek is, sal gaan afbreek, dat ek sal besef dat hoe goed en hoe geestelik en hoe reg ek ook al dink ek is, God is al wie goed en geestelik en reg is. In 2 Kronieke 32 vers 25 tot 26 staan daar, maar Hiskia het die weldaad wat aan hom bewys is nie vergeld nie, want sy hart het hoogmoedig geword. Daarom was daar toorn oor hom en oor Juda en Jerusalem. Maar Hiskia het hom verootmoedig, hoe? In die hoogmoedigheid van sy hart. Hy en die inwoners van Jerusalem, sodat die toorn van die Here nie oor hulle gekom het in die dae van Hiskia nie. Verootmoediging beteken dat ek by Manasse in 2 Kronieke 32 vers 25 tot 26 sal leer en myself sal verneder voor die Here. Nie dat ek myself sal afkraak of slag sê nie, maar dat ek sal besef ek is minder as die Here. Hy is wat saak maak. My lewensverhaal gaan oor hom, nie oor my nie. Dit is sy wil, sy begeerte, sy raadsbesluit voor my eie. 2 Kronieke 32 vers 12 tot 13 sê, maar in benoudheid het hy die aangesig van die Here sy God om genade gesmeek en om diep verootmoedig voor die aangesig van sy God, van sy vaders, en tot hom gebid. En hy het hom verhoor, na die smekinge geluister en hom na Jerusalem in sy koningskap teruggebring. Toe het Manasse erken dat die Here God is.
In 2 Kronieke 34 vers 27 leer ons by Josia dat verootmoediging beteken dat ek my hart sag sal maak vir die woord van die Here. Toe Josia na mense geluister het en afgode in Israel toegelaat het, het die Here vir Josia aangespreek en met hom gepraat en vir hom gesê dat dit nie reg is nie. En in steede dat hy homself verdedig, in steede dat hy kwaad was of aanvallerig geword het, het hy homself voor die Here gebreek en verootmoedig en reggemaak en gesê, God is reg en ek is verkeerd. En ek lees dit en ek dink ons lewe in 'n lewe waar Christene vandag so styf opgewen is soos 'n landmyn, dat jy tog net nie die verkeerde ding moet sê of die verkeerde ding moet uitwys of oor die verkeerde ding moet praat nie, want is net so. En jy hoor die woorde, ek sit my voete nie weer in daai kerk nie. Hierdie man staan voor die Here en hy sê, Here, U is reg, ek is verkeerd. 2 Kronieke 34 vers 27. Omdat jou hart week is, dit beteken die woord van die Here kon insyfer. En jy jou voor die aangesig van God verneder het, toe jy sy woorde teen hierdie plek en teen sy inwoners hoor. En jy jou voor my aangesig verneder het en jou klere geskeur en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. Jy sien, verootmoediging is nie om vorentoe te kom in die kerk en hier te kom huil voor die kansel nie. Dis nie 'n weeklange vas wat uitloop op mooi emosionele liedere en gebede nie. Dis die aaklige, moeilike, aanhoudende uitdra van die afgodsaltare in my hart, klip vir klip, tree vir tree. Psalm 51 vers 19 sê, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart sal U, o God, nie verag nie. En in 2 Kronieke 7 vers 14 kom gee hy vir ons die formule hoe hierdie verootmoediging sal plaasvind. En ek wil dit net noem. Jy verootmoediging begin met gebed. 2 Kronieke 7 vers 14, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Jy sien, om self te probeer om hierdie afgodsaltare af te breek is soos om 'n vloer te was met 'n vuil mop. Dit gaan nêrens kom nie. Jy moet bid. Jy moet die Here smeek om genade. Jy moet die Here vra om in jou te kom wys waar jy nog aan jouself vashou en jou die krag sal gee om dit te vernietig en te verwoes totdat net hy oorbly. Jakobus 4 vers 8 beloof, nader tot God en hy sal tot jou nader. Die tweede deel van hierdie formule, jy moet God soek. 2 Kronieke 7 vers 14, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, sê die Here. Om daardie aangesig soek te verstaan, lees ons Daniël 10 vers 12. Daniël 10 vers 12 staan daar, toe sê hy vir my, dis die engel van die Here, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, om jou woorde ontwil het ek gekom. Daniël het voor die aangesig van die Here gaan staan en gebid en gevra, Here, wat wil U? Nie wat wil ek nie wat verdien ek nie wat is my regte, of wat is vir my belangrik, of wat wil ek graag hê nie, maar soos die Here Jesus in die tuin van Getsemane gebid, Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil.
Dis vir ootmoediging, soek die aangesig van die Here. En dan laaste om te bekeer. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Jy kan nie jouself verootmoedig vir die Here en sy teenwoordigheid weer in jou hart innooi as daar nog offervleis vir 'n afgod op die altaar is nie. Jy kan nie vir die Here vra om jou hande skoon te was en nog steeds aan modder vasklou nie. As daar doelbewuste sonde in jou lewe is, kind van die Here, dan kan jy nie die teenwoordigheid van die Here ervaar nie. Breek daarmee. Dawid sê, dis beter om in die deurdrimpel van God se teenwoordigheid te staan, as om 1000 jaar te lewe in die tempels van goddeloosheid. Breek daarmee. Spreuke 28 vers 13 beloof, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Toe die verlore seun homself verootmoedig en erken dat hy verkeerd is, en bereid was om homself te verneder, loop hy na sy pa toe en die heel eerste ding wat hy vir hom sê, ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, breek met jou sonde. Ek sluit af. My liewe vriende, dis my eerlike gebed, dat jy sal voordat jy sterwe, een keer in die teenwoordigheid van die Here staan. Dis my gebed dat jy sal lewe in die teenwoordigheid van God. Dat wanneer mense naby aan jou kom, hulle sal besef, hulle staan by 'n tempel van die Here. En as jy vanoggend hier sit en jy is 'n kind van die Here, en jy weet jou saak met die Here is reg en hy het jou 'n tempel gemaak, maar daardie teenwoordigheid van die Here ontbreek uit jou lewe uit, dan pleit ek by jou in die Here, verootmoedig jouself. Erken dat die Here reg is. Kruisig jou trots. Verneder jouself. Maak jou hart sag vir sy vermaning en bid tot hom. Soek hom en breek met jou sonde. Die Here wil so graag daardie wolk van sy teenwoordigheid in jou hart laat neerdal. Wil jy nie 'n tempel wees waardig die wolk van God nie? Kom ons bid saam. Here, die woorde waardig die wolk tref my vanoggend. Want daar is niks wat ek kan bring of doen. Geen hoeveelheid trane, geen bekering of berou, wat my waardig u teenwoordigheid kan maak nie, alleen die bloed van Jesus Christus, wat vir my sonde aan die kruis gesterf het. En daarom, Here Jesus, kom bid ek en ek pleit, dat u my en elke ander kind van God wat hier sit vanoggend sal reinig en sal opbou tot 'n heilige woning, sodat in hierdie vergete land, in hierdie klein dorpie, daar 'n tempel vir die Here van die leerskare kan wees.
en u wolk hierdie plek mag vul. Ek loof u, Here. Ek bid en ek vra dat u my gebed sal hoor. Dat u elke gebed in die banke sal hoor. En dat u verheerlik sal wees. Heilige Here, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, as ons hier uitgaan, moenie toelaat dat die besigheid van hierdie wêreld hierdie boodskap steel nie. Verootmoedig u voor die Here. Soek sy teenwoordigheid. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God onse Vader, die liefde van onse Here Jesus Christus en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en met ons bly, totdat ons eendag in daardie ewige tempel ewig in sy teenwoordigheid staan. Amen.